Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend en vandag is die 21ste Oktober jaar 2025. My naam is Dani Gerber en vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met te kan kuier rondom God se woord. Vandag gaan ons 'n bietjie gepraat oor geloof verander sake. Ja, en ek weet baie keer raak ons geloof maar net bietjie gedemp, nê. Jy het nie altyd daai geloof om te weet dat die Here kan jou uit hierdie situasie uithaal nie. Jy glo, maar jy glo ook nie dit gaan in hierdie oomblik kan gebeur nie, want ons geloof is baie keer maar bietjie wankelrig en dit is altyd vir ons 'n probleem. Jy weet, en ek wil eintlik sê ons moet wees soos 'n kind word, want 'n kind glo onvoorwaardelik. Jy kan vir die kind die grootste bol nonsens vertel vir 'n kleintjie en daai kind gaan jou glo. As jy vir daai kind sê vanaand 12:00 is die maan pink, dan gaan daai kind jou glo. So moet ek en jy wees dat ons begin glo wat die Here vir ons sê, wat God in sy woord vir ons sê oor geloof. So geloof is ontsettend belangrik. Ek wil 'n paar gedeeltes met julle deel oor geloof. Ons gaan kyk daarso. Die eerste een is hoe kan ek geloof kry? Hoe kry ek geloof? Want dis nie iets wat jy by Checkers kan gaan oor die toonbank kan gaan koop nie. Geloof sê die woord vir ons daarso, ons Bybels blaai na Romeine 10 verse 17, hy sê vir ons hierso, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So met ander woorde, ek en jy moet die woord van God begin oopmaak. Hy kan nie daar op die rak lê en stof optel en dan sê ek, maar ek het nie geloof nie, ek wil ook geloof hê. Jy moet die woord van God oopmaak. Jy moet hom lees. Die woord sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. En die Bybel is die woord van God. Lees jou Bybel sodat jy geloof kan kry. En hoe meer jy die woord van God lees, hoe meer versterk jou geloof in Jesus Christus. Amen. En dan die volgende gedeelte wat so belangrik is Hebreërs, nie? Hebreërs 11, hy sê vanaf verse 1, hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want dis ons nou gewoonlik ons probleem. Believe is what the seeing is believing. Ons wil eers sien voor ons glo. Ek en jy is nie 'n ongelowige Thomas nie. So kom ons glo in God se woord. As die woord vir ons sê dat dit gebeur het, dan glo ons dit, want dit is die woord van God is 'n ware geskrewe skrif van 'n lewende God. So ons neem nie aan wat mense sê, ons neem aan wat God vir ons sê. God se Heilige Gees wat ons lei en hy gee vir ons die leiding. En dan Hebreërs 11 verse 6, hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van wat hom soek. So want ek en jy moet glo Jesus Christus het aarde toe gekom. Ons glo Jesus Christus het aan die kruis gesterwe vir ons sondes en ons glo God het hom uit die dode uit opgewek. Glo jy die goeders? Twyfel nie nog so 'n bietjie daaraan? Ons sal moet begin glo. Hoor wat sê Matteus 17 verse 20 vir ons. Hy sê, en Jesus antwoordde, deur julle ongeloof, want hier het hulle probeer om 'n man wat stuiptrekkings kry, soos 'n epileptiese aanvalle gekry het, te genees, en hulle vra vir die Here, nou hoekom kon ons hom nie uitgedryf het nie? En die Here sê hierso, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan, daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. So my boetie en sussie, dit gaan nie fisies wees, want jy gaan sê vir hierdie berg, hy moet daar in die middel van die see homself gaan plant nie. Nee, dis daai berg hier binne in jou, daai sondelas, daai bekommernis wat jy het te goeders. As jy geloof het, soos 'n mosterdsaad, dan sê die woord, dan kan jy vir daai berg sê, vat jouself weg van my af. En die Here sal kom en hy sal jou help, sodat ek en jy deur ons geloof hierdie goeders kan deurstaan en kan oorgaan. So, hou vas aan jou geloof, kom ons vra vir die Here om ons geloof te versterk. Aba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie vir u liefde en u genade. Ja, Here, baie keer wankel ons maar in ons geloof, want ons twyfel maar, gaan ek uit hierdie gemors kan uitkom?
is daar vir my 'n liggie wat gaan opkom, gaan die liggie vir my brand, want ek is so in 'n diep donker gat. Here, dankie, dat ons net ons geloof kan versterk, deur tyd te spandeer in u woord. En Here, dan kan u ons kom oplig en ons geloof versterk. Ons loof en ons prys en ons eer u, in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan versterk jou geloof, deur die woord van God te lees. Julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.